Sien, goeiemôre van my kant af. Altyd lekker om saam met julle te kan kuier en dit is altyd vir my so 'n ongelooflike groot voorreg om vanoggend weer saam met julle te kan kuier en te kan leer hoe om dieper in 'n dieper verhouding te staan met 'n onsigbare God. Nou ek besef dat dalk miskien vanoggend is die van julle en jy is dalk vir die eerste keer hier. Of jy's nog nie heeltemal op hierdie journey nie. Jy's nog nie seker oor God nie, jy's nog nie seker oor kerk nie, jy's nog nie seker oor die Bybel nie. En vir jou wil ek sê baie welkom. My gebed is dat jy vanoggend jou hart sal oopstel om net so klein bietjie van hom te beleef. En dalk miskien sal begin om met 'n verhouding met hom te leef. Nou, ons is in week 2 van Onsigbaar en ek weet nie, ek hoop dat jy is op datum met jou dagstukkies. Ek hoop dat jy dit gelees. As jy nie weet waarvan ek praat nie en jy het nie 'n boekie nie, dan asseblief gaan na die inligtingstoonbank, gaan gee jou nommer daarso, gaan gee jou naam en dan stuur ons vir jou 'n PDF. Maar ek moet sê dat hierdie week se dagstukkies het my gestretch. Ek weet daar's nie 'n beter woord vir dit nie, nee. Hy het so 'n bietjie diep geslaan. En ek dink aan die vraag veral dag 3. Dag 3 het my so 'n bietjie gegooi en daar was hierdie vraag gewees. Hierdie vraag het gesê het: watter vrese of afleidings verhinder jou die meeste om na God te luister? Watter vrese of afleidings verhinder jou die meeste om na God te luister? En ek moes 'n bietjie gaan sit het. Ek moes 'n bietjie gaan eerlik wees het, nê? Nee. Net so 'n bietjie gaan stoktyk vat het en so 'n bietjie daaroor gedink. Maar ek wil jou 'n vraag vra vanoggend. En as jy gemaklik is daarmee, steek jou hand op. As jy nie gemaklik is nie, moenie jou hand opsteek nie. Moenie die ou langs jou se hand opsteek nie. Dis lelik en hulle gaan dan kwaad wees vir jou. Maar wie van julle is besig? Wie van julle is besig? Of laat ek dit so vra, ek sien van julle is onseker. Jy is besig beskryf in my lewe nie, Stewe. So, wie van julle is baie besig? Nee, ek dink ons almal sal ons dan nog sê, ek onthou toe ek net begin het om 'n jeugleier te wees op Jeffreys Bay, onthou ek hulle het 'n koffie gereël. Hulle het 'n koffietjie gereël, een van die ander jeugleiers het 'n koffie gereël en al die jeugleiers bymekaar gekry en ek was so opgewonde want ek het nie 'n klou gehad wat ek doen nie en ek het gedog, hier's moeilikheid en ons gaan toe nou. En ek dink, okay, daar gaan ons nou saam brainstorm oor hoe om tieners te bereik en hoe om die struggles wat jy het of wat dit ook al mag wees, hoe gaan ons die jong mense van Jeffreys Bay beter bereik? En as ek daar aangekom, net sodat ek toe nou agterkom dat ek is die enigste een wat sukkel. Kyk, die ander ouens daar, hulle was legends geweest. Kyk, dit het so goed met hulle gegaan, ongelooflik. Hulle het nie een uitdaging gehad nie, hulle het nie een probleem gehad nie. Kyk, dit het goed gegaan met die ander een, en dan het dit beter gegaan met die ander een, en met die ander een het dit botter gegaan. Dit was incredible geweest. En ek het daar gesit soos 'n loser. En dink, dalk is hierdie nie vir my nie. En soos alle gesprekke, ek weet nie of dit al met julle gebeur nie, alle gesprekke het dit gedraai na besig. Selfs daai tyd, nê? Selfs daai tyd, besig. En die ouens was besig. Kyk, hulle was baie besig. Hulle was so besig dat die ou wat ek sê die koffie gereël het, in die middel van hierdie gesprek opstaan en hy sy R10 neersit op die tafel en sê, luister, dit is lekker om met julle te praat, maar ek het baie goed om te doen. Ek is so besig dat ek partykeer nie eers toilet toe kan gaan nie. Dalk miskien moes ek dit gevra het vir julle. Dalk moes ek vir jou gevra het vanoggend, wie van julle is so besig dat jy nie eers partykeer voel jy kan toilet toe gaan nie? Want ons is besig, is dit nie, nee? Daai ouens het so gepraat, ek was onseker, brag hulle of kla hulle? Het jy dit al agtergekom? Partykeer praat mense met jou en hulle praat met jou en na rukkie dan wonder jy, brag jy of kla jy? Ek is nie lekker seker waar jy is nie, so ek gaan net nat. Nee, en ons is besig. Ons lewe in 'n tyd wat besig is dit nie waar nie? Daar's soveel goed wat ons aandag aftrek. Soveel goed wat ons aan die gang hou. Nee, jy wil net vinnig op Facebook gaan om te kyk na daai restaurant waar jy wil gaan eet. Jy wil net gou die menu sien, jy wil sien hoe dit lyk, is die plek legit, nê? Is daar actually tafels? Jy wil nie daar aankom en dan is daar nie, en dan 'n uur later, want jy almal ge-Facebook stalk, nê? En jy's in depressie, want almal anders se gesinne is perfek, hulle vakansies is perfek, hulle huise is perfek, hulle mans of hulle vrouens is perfek, en jy
jou lewe sak. Jy het net geen idee wat jy doen nie. Nee, of jy gaan net vinnig op YouTube, want jy wil net vinnig gou na daai een dingetjie kyk. En dan 1000 reels later, shorts later, en 2 ure later, en jy het nog steeds nie die vleis uit die vrieskas gaan uithaal wat jy moet braai vanaand nie. Jy vergeet om aan vuur aan te steek. Ek weet nie, het dit al met jou gebeur? Jy wil net gou ontspan, nee, ons almal moet daarom ontspan na 'n lang dag. En jy dink by jouself, jy gaan net vinnig, daai een episode van Reacher kyk, né? Jy gaan net na 'n episode van Reacher kyk, of van Night Agent, en dan binge watch jy, en dan het jy al 4 van die nuwe episode van Reacher gekyk. Nee, gebeur dit met jou? Ek wonder, want ons is besig, ons het afleidings. Jy stap hier uit en jy dink by jouself, hierdie week gaan ek moeite doen. Ek gaan hierdie week meer bewus van God wees. Jy staan maandagooggend op en jy sê, vandag gaan ek net meer bewus van God leef. Ek gaan net incheck met hom, ek gaan net so bietjie meer bewus wees daarvan, en dan teen Woensdag aand as jy jou kop op die kussing sit, dan besef jy het nog nie weer aan God gedink, behalwe maandagooggend, toe jy begin het nie. Gebeur dit met jou? Ek dink jy wil meer Bybel lees, jy wil meer bid, en dan kom jy agter, en jy wil meer tyd uitkoop vir hom, en dan kom jy agter, dis Sondag. En hierdie is dalk die eerste keer wat jy weer 'n bietjie tyd uitgekoop het, om met hom te connect, want ons is besig. Ons is aan die gang, en daarom is ons besig met hierdie reeks, wat ons sê, dat ons gaan dissiplines inbou, sodat ek en jy kan in 'n dieper verhouding met 'n onsigbare God leef. En vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor 'n dissipline wat ek dink verlore geraak het in die kerk. 'n Dissipline wat ek meeste van ons nie regtig meer doen nie. En ek wil met jou praat oor die dissipline van vas. En ek wil hê dat jy jou hart sal oopmaak. Wat ook al jou tyd op vas is, wat ook al jy dink oor vas, sit dit eenkant toe en maak jou hart oop en vra dat die Here met jou vanoggend sal praat. Die slim ouens, die taalkenners sê dat die letterlike betekenis van die woord vas is om jou mond te bedek. Nee, en ek gaan hierdie 2 uitsprake heeltemal verkeerd kry, moet dit nie teen my hou nie, maar die Hebreëse woord som. Dit klink soos 'n ninja, nee, som. Okay. Vir vas beteken not to eat. En die Griekse woord nesteia, nee, beteken no food. So in die Bybelse tyd het dit, wanneer dit oor vas gepraat het dit regtig gegaan oor kos. Gegaan oor die inname van kos, en dat jy nee gesê het vir kos. Maar ek dink in die wêreld waarin ons nou leef, kan vas baie verder gaan. En dat vas eintlik kan gaan oor al die goed wat my en jou en ons aandag afvat van God af. Al die goed waarop ek en jy as krikke gebruik, net ons sekere goed wat ons as krikke gebruik, wat ons nodig het om deur die dag te kom. Of net om beter oor onsself te voel, of net te voel dat ons is ook suksesvol. So dit kan kos wees, dit kan drinkgoed wees, dit kan media wees, dit kan selfs ontspanningsaktiwiteite wees. Van ons kan dit selfs dalk miskien mense wees. En ons bou al hierdie goed in, al hierdie gadgets, al hierdie goed in, sodat ek en jy goed oor onsself voel. Maar dit vat ons weg, ons raak afhanklik van dit, en dit vat ons weg om afhanklik te wees van God. En eintlik, wat vas dan is dat vas bring ons terug om te fokus op God. Nou, ek hoor jou, die regte vraag om te vra in hierdie oomblik is, okay, maar Steve, is dit nie bietjie oudtyds nie? Is dit nie iets wat hulle net in die Bybel gedoen? Is dit regtig nog steeds relevant vandag? En vandag dink ek is dit meer relevant en meer nodig as ooit tevore. Veral omdat ons so besig is, ons almal het ons hande opgesteek, so ons almal is in daai besige bootjie. Veral omdat daar soveel goed is wat ons aandag aftrek, is vas van kardinale belang. Jesus kom en hy is aan Matteus besig. Matteus 5, 6 en 7 is hy besig om te preek, en hy is besig om vir mense te vertel, en hulle te leer, en hy vertel hulle, daar is aan Matteus 6, vertel hy vir hulle van, as jy wil in 'n betekenisvolle verhouding met God, met jouself, met medegelowiges, met 'n wêreld daar buite leef, dan is daar sekere ritmes wat jy in jou lewe moet inbou. Hy is besig om hulle te vertel van by God is enigiets moontlik. Niemand is perfek nie, maar almal is welkom.
En hy's besig om hulle te leer en dan praat hy oor hierdie ritmes wat jy in jou lewe kan inbou om in 'n dieper verhouding met 'n onsigbare God te leef. En daar's in vers 3, dan kom Jesus en hy gebruik hierdie woord wanneer. Hy sê wanneer jy mense help, mag niemand daarvan weet nie. Jesus kom en hy sê wanneer jy vrygewig is, wanneer jy gee. Moenie laat ander mense daarvan weet nie, want dan gaan hy aan en hy sê hoekom nie. Om vers 6, dan kom hy sê wanneer jy bid. Dit is hierdie ritmes wat hy inbring. Hy sê so wanneer jy bid, wanneer jy die ritme van bid in jou lewe inbou, gaan na 'n stil vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. So wanneer ek en jy hierdie ritmes in ons lewens inbou, is daar ook 'n beloning. Daar's iets wat ons moet doen, daar's 'n manier hoe ons dit moet doen en hoe ons dit nie moet doen nie, en dan is daar 'n beloning. In vers 16, dan kom Jesus en sê hy, wanneer jy vas, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. Hulle loop met lang gesigte rond sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Dit is maar interessant die woord is wanneer. Né? Dit is interessant, Jesus kom en hy sê wanneer. Dis asof Jesus aanneem dat ons hierdie in ons lewens sal inbou. Dis nie as jy vas nie, as jy lus is om te, as jy so voel, as dit jou pas nie. Jesus kom en hy maak hierdie aanname. Hy gaan en hy sê wanneer jy vas, wanneer jy gee, wanneer jy vrygewig is, wanneer jy bid. Dis asof Jesus kom en hy sê vir my en jou, ons moet hierdie ritmes in ons lewens inbou. En ek vermoed en ek hoop dat van hierdie ritmes in jou lewe is. Ek vermoed dat die ritme van gee, nê, die ritme van gee is in meeste van julle lewens, dat jy gee, dat jy vrygewig is teenoor mense, vrygewig is teenoor God, dat dit nie net oor jou en jou koninkryk en wat jy wil hê gaan nie. So ek dink in baie van ons lewens is gee dalk deel van jou ritme. Ek glo bid is deel van jou ritme. Maar ek vermoed, en ek het in hierdie week het ek so 'n bietjie met 'n paar mense gepraat. Ek vermoed dat vas nie noodwendig deel van jou lewensritme is nie. Wat is vas nie? Vas is nie 'n tool wat ek en jy gebruik om God te manipuleer nie. Vas is nie 'n tool wat ek en jy gebruik sodat God ons sin gee nie. Is nie iets wat ons gebruik sodat ons koninkryk kan bou nie. Dis nie 'n dieet nie. Vas is nie om browniepunte by God te kry dat hy meer van jou moet hou en liewer vir jou moet wees nie. Hy is lief vir jou. Hy was so lief vir jou dat hy sy seun gegee het om te sterf aan 'n kruis. Sodat as jy in hom glo, jy nie verlore hoef te wees nie, jy nie verlore sal gaan nie, maar dat jy die ewige lewe, die lewe van oorvloed, saam met hom kan beleef. Vas is nie sodat jy mense moet impress, dat hulle moet dink, Eugene vas weer, kyk hoe heilig is daai bees. Kyk net, ek sal nooit soos Eugene kan wees nie. Sy hare val uit van vas. As I'm this spiritual. Dit is nie. Vas is nie sodat ek seëninge kan ontvang nie. Vas is daar sodat ek die een wat seën kan ontvang. Sodat ek 'n seën daar buite kan wees. Eerste keer wat ek gevas het, was in matriek. En 'n goeie vriend van my met die naam van Henlo was gediagnoseer met limfklierkanker. En hy was in Bloemfontein in die hospitaal gewees en was baie siek gewees. En ons het in ons jeuggroep het ons gegaan en ons het 'n vas uitgeroep. Ons wou opry en ons wou vir Henlo gaan bid het en ons harte was ons gaan vir hom bid en hy gaan gesond word. En ons het die vas uitgeroep en ons het die Woensdag en die Donderdag en die Vrydag het ons gevas. En ons het die Vrydag aand na jeug het ons in my vriend se in Adrian se kar geklim en ons is deur Bloemfontein toe. Ons het deur die nag gery, ons het daar aangekom, by sy ma 'n bietjie gekuier, tot en met dit besoektyd was. Ons het na Henlo toe gegaan, ons het vir hom gaan bid, ons het hom gesalf en alles, ons het in die kar geklim en ons het teruggery. En ek wens dat ek vanoggend nie kon staan en ek kon sê dat Henlo wat het gesond geword. Ongelukkig 'n rukkie later is Henlo oorlede. En dit was moeilik geweest.
Dit was moeilik, daar was 'n klomp vrae geweest, maar die amazing ding van wat die vas eintlik gedoen het vir ons as 'n groep, is dat omdat ons God in daai tyd so beleef het, selfs in ons teleurstelling en selfs in ons hartseer en selfs in al ons vrae, was God naby. Dit het vir ons so baie in daai tyd beteken, maar die ander kant, dit het so baie vir Henlo en vir sy ma en sy pa en sy sussie en die familie beteken. En ek dink dit is ook hoekom ons vas. Vas sodat jy God kan beleef, maar vas sodat jy ook daar buite 'n verskil kan maak. In Jesaja, dan kom die skrywer en hy sê daar in Jesaja 58 vers 6 en 7, sê hy, nee, die vas wat ek van julle verwag, is dat julle die mense sal vrylaat wat julle onregverdig gevange hou. Hou op om die mense wat vir julle werk soos gevangenes te behandel. Gee kos vir hulle wat niks het om te eet nie. Gee blyplek vir hulle wat nêrens het om heen te gaan nie. Gee klere vir die mense wat jy kan sien niks het om aan te trek nie. Help jou familie en as hulle hulp nodig het. En jy sit vanoggend hier en jy worstel, jy wonder oor hierdie vaste. En dalk miskien kan jy nie vir 'n hele dag vas nie, want vir jou gesondheid is dit net nie moontlik nie. Maar dalk miskien kan jy een ete vas. Jy kan ook een ete vas en die tyd wat jy sou gebruik het om daai ete voor te berei, as 'n tyd gebruik om weer met God te connect. En dalk miskien kan jy dan daai ete maak, maar dan vat jy dit vir iemand wat dit nodig het. Iemand wat tekort het. Dalk miskien kan julle as 'n gesin kan dalk gaan en sê, ons gaan bietjie media af. Ons gaan dalk vir hierdie volgende 40 dae, wat ons gaan doen is ons gaan Prime afsit en ons gaan Netflix afsit en ons gaan Disney Plus afsit en ons gaan hierdie afsit en daai afsit en ek weet nie wat se alles daar is nie. Ons gaan dit afsit. Ons gaan nie dit doen nie, maar wat ons gaan doen is ons gaan daai geld of dalk miskien uit eet. Ons gaan dalk nie vir hierdie 40 dae uit eet nie. En die geld wat ons gebruik het vir entertainment gaan ons vat en ons gaan die middels koop wat daar nodig is vir Buffelsfontein. En ek gaan die Sunlight en die Domestos en die reukweerder, die roll aan. En al daai, ek gaan daai geld vat en ek gaan daai goed koop en ek gaan dit bring. En dan gaan ek saam met hulle, gaan ek uitdeel sodat ons vir mense kan sê dat God het nie van jou vergeet nie. Van julle moet dalk miskien maar net dag in julle huis uitroep, wat jy sê, geen media nie. En in plaas van om op skerms die hele tyd te wees, dalk miskien om die tafel te sit en weer te gesels. Dalk 'n boardgame of twee, dalk 'n piknik te hou, dalk net te gaan stap en weer begin om te connect. Jy sien, wanneer ons vas, dan sê ons nee vir ons eie begeertes. Ons sê nee vir onsself en dit wat ons so graag wil hê, en ons begin om te sê, ja Here, ek wil meer van U. Ek wil weer op U begin fokus, want kom ons wees eerlik, ons leef in 'n era, en ons leef in 'n kultuur, wat vir ons oor en oor sê, dat as jy gemaklik is, as jy genoeg geld het, as jy genoeg het, en ons het mos nooit genoeg nie, kom ons wees eerlik, so ons hou aan om daai wielietjie te hardloop, as jy dit het, en jy die nuutste gadgets het, jy die nuutste goed het, jy 'n klomp goed het, dan is jy suksesvol. As jy nie dit het nie, as jy nie gemaklik is nie, en jy nie goed het nie, dan is jy nie regtig suksesvol nie. En ons het 'n groot aptyd vir dit, nê. Ons daai is soos 'n bottomless pit. Jy kry net daai nuwe iPhone, ons al weer 'n nuwe iPhone. Vorige een het ook gewerk, maar ag, ek moet nou maar weer, en so ek het dit nog nie gemaak nie. Ek het nog nie daar vakansie gehou nie. Ek het nog nie dit gedoen nie. En die hele tyd begin ons om daai voller en voller te maak. En ons raak so besig met dit, dat ek en jy mis God. Ons mis God. Ons het nie tyd vol nie. Ons wil graag, ons harte is mooi, maar waar druk ek hom in my besige skedule? Sien, wanneer ons vas, dan begin ons weer fokus te kry. Laat my dink aan hierdie storie van die 2 houtkappers, en dalk het jy dit al gehoor, ek het dit al vertel, maar gaan dit weer vertel. Dit is my oupa wees. Gemaak as ek dit nog nie vertel het nie. My 2 houtkappers, hulle bly in hierdie dorpie, en as jy een ou houtkapper, sy naam is Bram, 'n ou houtkapper, hy's baie goed, Hy is amazing. Daai ding chop 'n boom net so. Hy's die houtkapper van houtkappers, the goat, greatest of all time. En dan so 'n jong houtkappertjie. Hy hang in upcoming. Hy's mooi, hy's sexy, hy's oulik. Hy maak bene lam, Sy naam is Divan, en hy is daar. Maar die ouetjie is bietjie
oukie is bietjie, hy wil namaak. So hy besluit, toe, as ek wil die houtkapper van houtkappers wees, wat gaan ek doen? Ek gaan die ou houtkapper uitdaag. Challenge. En hy sê, ek challenge jou. Ons gaan Saterdag gaan ons bome afkap, die ou wat die meeste bome afgekap het, wen titel greatest of all time. Ou houtkapper sê, "Kyk man, bring dit." Saterdag dag op, almal is daar. Kyk, die dorp, die nabye dorpies, dit word op supersport schools word dit uitgestream, dis groot. Hierdie ding is massive. 8:00 begin hulle, vletjie blaas en hulle is uit. Daai jong houtkappertjie, hy gaan. Ja, hy kap haar eerste boom. Die eerste boom is al plat toe, loop die ou houtkapper nog na sy boom toe. Ja, maar ouetjie kap, pa, chi, chom, né? Chom. Jy het hom gemis. Maar okay, hy kap, né? Maar hy hou net aan kap. Hy soos 'n Energizer bunny, hy hou nie op nie. En die ou houtkapper kap die eerste boom af en dan gaan sit hy. Dan vat hy so 'n oomblik en dan gaan kap hy die volgende boom. En hierdie jong houtkappertjie, hy trash talk ook, né? Hy sê, "Jy ou toppie, ja, jy moet sit en rus, kyk, jou daas verby, asseblief, hang jou byl nou op." Jy weet amper soos die Suid-Afrikaanse ondersteuners hierdie laasweek was, né, teenoor die All Blacks. Amper so. En jy gaan pak kry, ek gaan jou demolish, jy gaan embarrassed wees, al daai tipe goedjies. Langs storie kort, einde van die dag. 5:00, vletjie blaas. Doen 'n audit. Kom terug. Ou houtkapper. 2 keer soveel bome afgekap soos die jong houtkappertjie. Jong houtkapper is buite homself. Hy blameer die ref. Hy blameer die weer. Die son was in sy oë, wind alles, maar hy sê daar's match fixing. Hy sê Hansie Cronje was betrokke geweest. Hy sê jy kan net nie wees nie. Hierdie waar is die Indiese cricket? Daar is groot fout, né? Nee. En op 'n stadium gaan hy na die ou houtkapper. Hy sê, "Wees net eerlik, jy het gecheat. So, jy's 'n cheater, wees eerlik, jy het gecheat. Sê vir hulle hoe jy het gedoen. Wie het saam met jou hout gekap wat mense nie gesien het nie?" Die ou houtkapper sê, "Niemand nie." Sê maar, hoe het jy dit gekry? Nou elke boom het jy gesit en rus, so moeg is jy, so oud is jy. Hy sê, "Jy's reg, ek het. Maar het jy gesien wat ek gedoen het terwyl ek gerus het?" En die jong houtkapper sê, "Ek het nie tyd gehad om te sien wat jy doen nie. Ek was besig. Ek het gechom. En die ou houtkapper sê, "Elke keer wat ek gesit het, was ek besig en gerus het ek my byl weer skerp gemaak." En ek dink dis wat vas vir my en jou beteken. Sodat ek en jy weer ons geestelike byle sal begin skerp maak. Sodat ek en jy weer op 'n plek kan kom waar ons geestelike byle, ons weer kan fokus en ons weer met God kan sit en kan sê, Here, laat ek begin fokus op dit wat werklik belangrik is. Ons is baie kere so afhanklik van die opinies van mense en goed en besig wees. Ons is so afhanklik daarvan om daai badge te dra. En in ons besig wees, dan mis ons wat God besig is om te doen. Dan mis ons wat God eintlik vir ons doen en met ons wil doen. Ons mis sy teenwoordigheid. Toe ons in die begin van die jaar Lent gedoen het, die 40 dae van Lent, toe in ons groep, het ons 'n bietjie gepraat oor vas. En daar's 'n paar mense wat gevas het, en hulle het net so 'n ongelooflike mooi journey gehad met wat die Here ook in hulle lewens gedoen het. En ek het gevra dat hulle getuienisse vir my sal gee, en ek wil net so een of twee met julle deel. En François het hierdie getuienis vir my gegee. Hy het gesê, ek het voor hierdie lydenstyd nog nooit voorheen gevas nie. Toe die vraag in ons groep opgekom het oor wat vir ons die heel moeilikste sou wees om vir 40 dae prys te gee, het ek dadelik geweet, dit sou definitief my vibe wees. Ek het selfs gesê, ek het geen idee hoe ek 40 dae sonder my vibe sou kon leef nie. Op daardie stadium kon ek skaars 40 minute sonder dit gaan. Soos ons nader aan die lydenstyd gekom het, het ek besluit, ons gaan dit doen. Ons gaan dit doen. Dis nou of nooit. Ek gaan die vibe vaspen en dit los. Ek het geweet, dit gaan 'n verskriklike rollercoaster rit wees. Ons het as groep daaroor gebid, en ek het ook by die huis self daaroor gebid. En op 17 Februarie het ek my vibe neergesit en opgehou. Die eerste 4 dae was rof. Ek het min geslaap, koue koors gehad en deur allerlei onttrekkingssimptome gegaan. Maar iets besonders het in daardie tyd gebeur.
Ek het meer met die Here gepraat as wat ek ooit tevore gedoen het. Elke keer wanneer ek swak gevoel het, het ek gebid. En dit is juist daar waar ek besef het, ek is sterker as wat ek gedink het. Maar ek sou dit nooit sonder God kon doen nie. Hierdie reis het nie net my verhouding met die Here verander nie, maar ook ons verhouding as gesin met hom. Dit het iets in ons harte wakker gemaak en dit het vasgesteek. Sonder die ondersteuning en omgee en gebede van ons groep en sonder die Here sou ek waarskynlik nooit eers probeer het nie. Ek sou nooit gedroom het dat ek dit sou kon doen nie. Maar hier is ek nou, 6 maande skoon. En as ek terugkyk, besef ek iets wat ek nooit voorheen verstaan het nie. Met God aan my sy, is ek tot alles in staat. Aan hom kom al die eer toe. Mooi is dit, né? Iemand anderste, ek het in daai tyd dat ek sosiale media en koffie gevas, en iemand anderste het gesê, sy gaan saam met my ook koffie vas. En terwyl ek met haar gesels het, was dit net vir my so mooi. Want wat gebeur het is koffie is lekker. Nee, koffie is lekker, ons almal weet dit. En koffie was vir haar ook lekker. Maar wat sy in die journey agtergekom het, is koffie was ook so 'n bietjie van 'n kruk. Want in die oggend het sy koffie gemaak, sodat sy kon wakker word en die dag aanpak. Wanneer sy ontspan het sy koffie gemaak. Wanneer sy 'n bietjie van 'n opkikker nodig gehad het, het sy koffie gemaak. Wanneer sy 'n moeilike dag gehad het sy koffie gemaak. En toe sy nie meer koffie kon maak nie, het iets begin gebeur. Elke keer wat sy koffie wou gemaak het, het dit haar herinner om na God toe te draai. So, nie dat sy nie in die oggend met God spandeer het nie, maar nou as sy wakker geword het, was dit nie koffie wat haar wakker gemaak het en die dag laat aanpak het nie, God het haar laat aanpak. As sy 'n moeilike dag gehad het, het sy na God toe gedraai en met hom gesels daaroor. As sy 'n opkikkertjie nodig gehad het sy met God gejourney. As sy ontspan het sy tyd gehad om met God te gesels. Het was presies dieselfde vir my met sosiale media. Ek het nie eintlik besef hoe vas aan my foon ek is nie. En ewe skielik, toe ek nou nie sosiale media kon doen nie, het ek ewe skielik begin om agter te kom, maar ek het nou beter gesprekke. Ewe skielik het ek tyd gehad om boek te lees. Ewe skielik het dit my herinner om te bid en konstant aan die Here te dink, bietjie meer in die Bybel te spandeer en te luister na boeke daarso op die YouVersion Bible app. Maar die ding wat my nog meer verbaas het, en ek is besig om nou weer sosiale media te vas in hierdie tyd, is omdat ek nee kon sê vir my begeertes en my koninkryk en my wil, en wat ek wil hê, was dit ook vir my bietjie makliker om vir sekere ander versoekings nee te sê. Was dit vir my bietjie makliker om net weer gefokus te wees op God en afhanklik te wees van hom. En nie so afhanklik te wees van die dinge van hierdie wêreld nie. 'n Goeie vriend van my het vas so mooi opgesom. Gesê, die doel van vas is nie om God te beweeg na waar ek is nie, maar om my hart in lyn te bring met waar God reeds is. Vas gaan nie oor wat ek van God kan kry nie. Dit gaan oor hoeveel van my ek bereid is om aan hom oor te gee. Ons gaan nou, meneer Schalle gaan nou vir ons 'n sang sing. Ek weet nie waar jy op hierdie reis is nie. Ek dink baie keer oor die lewe, dat het jy al 'n foto probeer neem, maar dan is hy besig in die agtergrond, so jou kamera sukkel om te fokus, nê? En dan druk jy op jou skermpie, daar waar jy wil hê hy moet fokus, dan ewe skielik fokus die kamera, en dan kom alles mooi in beeld. Ek dink ons lewens is so blurry, so besig. En ek wil jou aanmoedig, dat jy sal begin om hierdie ritme van vas in te bou, sodat jy op die skerm van jou lewe weer kan druk, en jy weer kan begin fokus op dit, wat werklik belangrik is. Terwyl hierdie sang sing, wil ek hê dat jy jou hart sal oopstel. Selfs met die Here. Laat toe dat hy ook so 'n bietjie op jou hart druk, oor wat is dit, wat sy plek in jou lewe neem, wat jy dalk vir 'n tyd lank voor nee gaan sê.
just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where it started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Nou Here, vanoggend is dit ons hart. Just want you. Soms dan kom die wêreld en dit maak ons so besig. Dat ons so fokus op 'n klomp goed, Here, dat ons U mis. Dat ons mis wat U mee besig is, dat ons mis wat U vir ons probeer sê, om te sê dat ons is U geliefde seuns en dogters en wie U welbehaag. Wie U trots is, dat ons 'n glimlag op U gesig sit. Here, dan vanoggend dan kom ons en ons leer van hierdie dissipline. En Here, ek wil bid dat U met elkeen van ons sal gaan. Vas lyk anders vir elkeen van ons, maar Here, mag ons
ons die guts hê. Mag ons die moeite doen om onsself oor te gee. Mag ons die moeite doen en mag ons gaan en vir onsself nee sê en ons begeertes en ons koninkryk. Sodat ons kan gefokus ja sê vir U. Here, sodat ons die een wat bless, die een wat seën, dat ons U kan ontvang en deur dit dat ons in hierdie wêreld dan kan uitgaan en ons 'n blessing kan wees. Nothing else will do. We just want You. Amen. Mag jy beleef in hierdie week dat terwyl jy vas, dat hy meer as genoeg is vir jou. Mag jy bewus raak van God wat binne in jou is. Mag jy bewus raak van God wat naby aan jou is. Mag jy bewus raak van God wat rondom jou is en daar is in jou elke dag. Maar meer as dit is my hart en my droom en my gebed vir jou is dat jy sal bewus raak van hoe lief God vir jou is. Gaan vas. Gaan fokus en gaan en beleef